Hartlik welkom luisteraars wat nou ingeskakel is om saam met my te reis deur die kosbare woord van God, die roogasem, die Bybel. Saam met my in die ateljee is pastoor Johan Dreyer wat die boodskap vir ons vandag sal bring. Mag die Heilige Gees met hom wees en gee dat die woorde wat hy sal spreek, sal wees. So spreek die Here. En mag dit ons gee, die Heilige Gees gee, dat die woorde wat gespreek sal word, ingang sal vind in die harte van elke luisteraar en vrugte dra wat by die bekering pas. Alles ter uitbreiding van die koninkryk van Yeshua Messia. Dankie. Ons stel nou pastoor Johan Dreyer aan die woord. Prys sy wonderlike naam. Geliefdes in die Here, vanmôre wil ek graag met die gesels oor die onderwerp van ons praat oor Jesus. Die Here Jesus was besig om sy disippels te onderrig in Johannes die 6de hoofstuk. Hy het 'n paar, die woord van die Here noem dit harde goed vir die disippels gesê. Nou kom ons hoor gou, wat sê hy? Die 54ste vers van die 6de hoofstuk van Johannes, die evangelie van Johannes. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou, jy moet nou die prentjie verstaan. Die disippels het daar gesit. Die Heilige Gees was daar nog nie, want Jesus was nog nie verheerlik nie. Hulle moes net gehoor het wat Jesus sê en hom op sy woord gevat het. En toe sê Jesus nog in die 65ste vers, en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. En toe verstaan hulle glad nie. En kom ons kyk wat gebeur in die 66ste vers. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom. Daar loop sy gemeente. Hier sit net die kerkraad. Net die 12 bly sit. En kyk wat se fantastiese, intelligente antwoord gee Petrus hier. Die 67ste vers. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. U sien, Petrus het iets gesnap, wat baie ander nie gesnap het nie. U sien, hierdie woord is nie net iets op papier geskrywe nie. Dit is die woorde van die ewige lewe. En sy disippels snap het, Petrus snap het. En hy sê, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Here, na wie toe sal ons gaan? Jesus, ons praat vanmôre oor Jesus. U is die Messias. U alleen kan ons van ons sondige mens red. U is ons leermeester. Ons ken geen ander nie. Die leerstellings wat uit die mens is gevul met korrupsie. Dit lei op 'n weg wat reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weë van die dood. Jesus, u het die woorde van die ewige lewe. U leerstelling lei tot die ewige lewe. Soms mag gedeeltes van u leerstelling moeilik wees om te verstaan. En ons vind dit vandag nog. Maar ons het Heilige Gees wat dit aan ons openbaar. Soms mag dit moeilik wees om te verstaan. Nogtans sal ons u weg nie verwerp nie. Dit sal ons niks baat om Jesus te verwerp nie. Nee, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. U woorde is gees en dis lewe. Waarheen, Here? Waarheen sal ons gaan? En ek wil in hierdie oggend vir myself vra en vir Jesus vra, Here, waarheen sal ek gaan? Want
U is die ewige lewe. Halleluja, wat kan ons sonder U doen? Die 63ste vers merk dit so op, hy sê, dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Here, U het uit Abba Vader uitgegaan en ons erken dit. Liewe kind van die Here, dis iets wat nie die disippels van daai tyd moet erken nie. Dis iets wat ons vandag ook moet onthou en erken. Jesus het van Abba Vader af uitgegaan en vir ons op aarde kon wandel. Sê in ons die verlossingswerk hier kom doen. En ons moet dit erken en verstaan, dit is hoe dit gewerk het. Johannes 17, bid die Here vir sy disippels in die 8ste vers, en hy sê, want die woorde wat U, Vader, my gegee het ek aan hulle, die disippels gegee. En hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Ons as disippels moet glo, alhoewel dit vir ons so amper common sense is. Moet ek in my hart dit vasmaak en glo, dat Abba Vader Jesus gestuur het. Ons praat vanmôre oor Jesus. Jesus is die woord. Here, U is die woord. Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en hy was in die begin by God. Die skrifgeleerdes en die fariseërs en al daardie, die Sanhedrinse mense van daardie tyd, hulle het die Ou Testament, en ons lees veral in die boek van die profeet Jesaja gebestudeer. Hulle was uitgeleese mense, slim mense, maar hulle het nie gesien dat die profesie in vervulling gekom het toe Jesus gebore is nie. Hoekom nie? Maar hulle het nie verstaan, hulle kon Jesus nie sien. Hulle kon nie sien wie hy was toe hy daar was nie. En die Here het hulle bestraf daaroor, en hulle bestraf oor die hardheid van hulle hart, en hulle weiering om hom te herken, vir wie hulle veronderstel was om te wag. Hulle was veronderstel om hom te wag en te sê, maar wauw, hier is die Messias. Kyk na alles wat hy doen. Die profesie het in vervulling gekom. Die 39ste vers van die 5de hoofstuk van Johannes sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Liewe boetie en sussie, hierin is 'n groot les. Ons kan die Bybel op die punte van ons vingers ken, maar ons is nie Jesus daarin sien nie. Dit is dit vir ons van weinig nut. Kom ek sê vir u, hoekom het die slim ouens en hoekom sien baie van die kinders van die Here vandag nie die Messias raak nie? Die mens wou 'n Messias op sy eie voorwaardes hê. Hulle wou 'n Messias hê soos wat hulle begeer hy moet wees, soos wat hulle wil hê hy moet doen. Dikwels soek ons die Here op ons eie voorwaardes. Ons verwerp hom deur aan hom voor te skryf wat sy eienskappe vir ons aanvaarbaar is. Daardie wat vir ons goed voel, die eienskappe van Jesus wat vir ons goed voel, aanvaar ons. Soos as ons preek oor sy liefde, oor sy genade, oor sy barmhartigheid, dis vir my aanvaarbaar, want dit klink vir my so goed. Maar terwyl ons daardie verwerp, wat vir ons aanstootlik is, en wat ons so vind, sy wraak, sy oordeel, sy heilige woede. Ons lewe in 'n baie interessante tyd, hoor gou, 'n baie interessante tyd. Ons lewe in 'n tyd waar Jesus besig is om die aarde te skud. Kyk maar rondom jou. Die goddelose gaan sien, ons God is 'n lewende God. En ek hoef niks te vrees nie, is dat hulle wat godlonaars is, gaan sien wat 'n lewende God ons dien. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Christus is tot heerlikheid van God die Vader. Wanneer? In die laaste dag beslis.
maar ook in hierdie dag, in tyd waarin ons lewe. Ek is opgewonde daaroor. Kom Here, kom stort u toorn uit oor hulle, oor hierdie krom en verdraaide geslag, oor die Jesus lonende geslag. Kom Here, kom stort u toorn oor hulle uit. Baie mense sal sê, maar wat van die Jesus kinders wat tydens so 'n wonderwerk kan omkom? Kom ons vat die Brazil saak, net om te verduidelik. Hulle het hierdie opening gehad, hulle het hierdie fees gehad waar hulle Jesus geloon het. Toe kom daar donderstorms en baie mense is dood. Kom ons sê, daar's moontlik kinders van die Here ook dood. My Bybel sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as Suid-Afrika nie gaan luister en terugdraai na God nie, is dit nie die einde nie. Onse God is 'n enige God. Onse God is 'n lewende God en hy laat nie met hom spot nie. En hoe gouer die mense daar buite, die ongelowiges, dit begin agterkom, hoe gouer sal ons land genees. Maar Jesus sal doen wat hy moet om hierdie land te genees. Maar ons praat vanmôre oor Jesus. Jesus vergewe nog sondes. Johannes die 8ste hoofstuk vanaf vers 3. Ons ken die verhaal en die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En ons weet, hulle het haar veroordeel, die 10de vers, en toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Boetie en sussie, Jesus vergewe vandag nog sonde. Ons lewe ongelukkig in 'n generasie wat sê maar ons is okay. Nee, ek wil vir jou sê, die Here wil hê jy jou sonde bely laat staan. Jesus is steeds die bron van strome van lewende water. My broer en suster, te midde van 'n droë en 'n verdorre wêreld, sê die woord van die Here Johannes 7:38, sê hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ek as kind van die Here, 'n kind van die Here, het altyd rede om opgewonde te wees. Hoekom? Johannes 1 vers 4 sê dit so: in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jesus is in jou en in my, sy lig skyn in jou en in my, en die duisternis sal jou, my boetie en sussie, nie oorweldig nie. Moet hom ook nie toelaat om jou te oorweldig nie. Die duisternis sal jou nie oorweldig nie, as gevolg van die lig van Jesus wat in jou skyn. En hy skyn in en deur jou lewe. Ons praat oor Jesus vanmôre. Is Jesus jou fokus vanmôre? Ek hou graag aan die geval voor in die woord van die Here, waar fokus so mooi uitkom. Ons ken almal die verhaal van Stefanus, wat die eerste martelaar was, en Stefanus het sterk gestaan in die leer van Jesus. En hy was gevul met Heilige Gees. Die vyande kon sy guts nie vat nie. Maar hy was gefokus op Jesus. Hy was vol van die Gees van die waarheid. Hy het bly staan, want Stefanus was gefokus op Jesus. Hulle wat hom geken het, luister mooi, hulle wat hom geken het, nie vreemdelinge nie, hulle wat hom geken het woedend kwaad geword vir hom. My broer en suster, maar sy fokus was op Jesus. Selfs te midde van die wete, laat hierdie ouens wat na hom luister, klaar hulle gedagtes opgemaak het oor hom. Hierdie ouens like hom nie, ons gaan hom stenig. Selfs te midde daarvan was sy fokus op Jesus, wat gestaan het aan die regterhand van God die Vader.
Sy fokus was net op die Here. Halleluja. Toe die klippe begin reën deur hulle wat sy geloof geken het. Die woord van die Here sê, die wonderwerke wat deur sy hande plaasgevind het, het hierdie mense gesien. En hy het nie een oomblik na hulle gekyk en gewonder, hoekom ondersteun hulle my nie? Nee, hoekom stenig hulle my dan? Nee, hy was gefokus op Jesus Christus. My boetie en sussie, daar is baie mense en jy gaan verbaas wees, wie is die mense wat jou wil stenig? Dis hulle wat jou ken, dis hulle wat dalk naby aan jou is, dis van hulle wat jy die minste het verwag, van die eerste, wanneer hulle nie meer gelukkig is met wat jy doen of sê nie, wat die eerste klippe optel om jou te stenig. Maar Jesus sê, jy moet gefokus bly op my. Geen wonder, hulle het gesê sy gesig was soos die gesig van 'n engel nie. Hoe dan anders? Sy fokus was op Jesus. Ek weet wie my gestuur het. Ek weet wie jou gestuur het. In die roeping waar jy staan, in die werk waar jy staan. Ek weet, kom ek sê jou wie? Baie jare terug het daar 'n profeet Jesaja geprofeteer oor daardie persoon wat jou gestuur het. Kom ons lees dit. Jesaja 9 vanaf vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Suid-Afrika, luister. Die heerskappy is op sy skouers. Halleluja. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. In die volgende vers sê iets van sy heerskappy, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dis hy wat jou gestuur het. Daarom weet ek, wie het my gestuur. Hulle noem hom Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors. Ek weet, hoekom het hy vir my gekom? Om my van my sonde te verlos, sodat ek lewe en oorvloed kan hê in Jesus Christus. Hy het gekom sodat ek vir ewig kan lewe. Hy het gekom sodat jy vir ewig kan lewe. Johannes 11:25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en wat in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ons durf nie dieselfde fout maak as wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gemaak het nie. Wat 'n fout het hulle gemaak? Hulle het 'n God in hulle gedagtes geskep na hulle eie beeld en van hom verwag om volgens hulle eie standaarde op te tree. Ons God is ver bo dit. Hulle noem hom the King of Kings, the Lord of Lords. Hy is ver bo, sy gedagtes is ver bo ons gedagtes. Laat ons nie dieselfde fout maak. Want as ons so 'n God in ons eie gedagtes skilder, dan is dit niks meer as net 'n afgod nie. Ons praat oor Jesus. Ons is geanker in Jesus. Ons is geplant in sy woord, die bron van die ewige lewe. Ons tema vanmôre was, ons praat oor Jesus. Kom ons buig die hoofde en ons sluit die oë.
wie regeer, wie is in beheer, wie's die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. En ek dom die wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Maar is die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my.